Goeiedag almal. Ek is Henny de Besani, leraar by Kassiefsheid Gemeente en ek wil julle vandag kom uitnooi om deel te word van 2025 se Rooibank pelgrimsreis saam met Suidgemeente. Sondag die 19de Sondag kom ons by mekaar, skop ons weg met die eerste kwartaal Sondag en ons weet die kinders is so opgewonde, hulle is reg vir Sondag. Ons gaan lekker saamkom, dis 'n familiediens, so laat die kinders kom saam, ons gaan kinderliedere sing, ons gaan stories vertel, en natuurlik baie belangrik, ons gaan heerlike, lekker roomys eet na die tyd, terwyl die papas en mamas gou inskryf, ons kinders inskryf in Kids Connect, wat ons jeugprogram is in die gemeente. 'n Wonderlike program waar ons wonderlike literatuur het, wonderlike ooms en tannies het, wat met ons kinders op pad saam met Jesus loop. Ons doen EE3 weer hierdie jaar, waar ons die kinders leer hoe om met ander te praat oor die evangelie en oor Jesus. So geleenthede wat voor ons deur is en waar ons julle wil uitnooi. Ons nooi julle ook uit, veral om in ons voorportaal te kom kyk Sondag. Daar is 'n wonderlike 5 karakters wat julle gaan ontmoet by die deure. Hulle is joy en fear en disgust en anger en sadness. Dis die 2020, dis die fliek van 2005, waarin Riley, die meisiekie, sy ouers vertrek na 'n ander stad in 'n dorp, en hoe sy dan gekonfronteer word deur al die verskillende emosies wat hier binne in haar bly. En waar sy moet leer hoe om met hierdie emosies in gesprek te tree en daarmee te handel. En ons wil dan nou daarmee saam uitnooi, dat julle ook hierdie karakters van ons in die voorportaal ontmoet, want hulle is baie belangrik vir ons hierdie jaar, want ons kermistema hierdie jaar is Inside Out, om van binne af te kyk na buite toe, van binne af te leef na buite toe, en ons wil die kinders uitnooi om deel te wees van hierdie heerlike pret geleentheid, maar ook ons lidmate uitnooi, om deel te word van kermis hierdie jaar, en hulle self voor te berei vir 'n heerlike reis van allerhande lekker dinge, kos en speelietjies en al wat gebeure is, en ons wil regtig vir julle hartlik uitnooi om ook dop te hou al die sosiale media aankondigings van kermis wat ook vir ons lê. So word deel van hierdie lekker pret ook in die voorportaal Sondag. Maar daar is ook ons metafoor hierdie jaar vir rus en vir kalmte en vir groei, ons rooibank wat in die voorportaal staan, en ons wil julle uitnooi om te kom rus in ons rooibanke. Daar is in die voorportaal 1, hier is in die kapel 1, vir alles ons met die Here wil praat, stil raak saam met die Here, met hom wil praat. Kom sit op die rooibank, kom sit in die kapel, kom gebruik die tyd. En ons liturgiese ruimte is daar ook 'n rooibank, waar ons elke Sondag iemand sal laat sit, om sy verhaal te vertel, sy na binne reis verhaal, wat hy na buite toe sal vertel, omdat ons besef het, maar ek het 'n klomp dinge deur die Here se genade geleer, ontdek in my lewe. So ons nooi julle om hierdie na binne reis te begin, en saam met ons te reis. Ons weet ons, in ons eie hart en ons lewens gaan dit nie altyd so rustig en stil in ons binneste nie. En dit is dalk nodig om vir 'n slag 'n bietjie te kom sit en te ontdek wat wil Here ons leer en waarmee wil Here met ons op pad wees. So rooibanke is vir ons verskriklik belangrik. Om stil te word is vir ons verskriklik belangrik. Ons het ook 'n oase, 'n lekker ontspanningskamer in ons kantoorvleuel. Ek self, Henny de Besani, is in die week van 8uur tot 2uur hier by die kerk beskikbaar. As jy met 'n leraar wil praat, as jy met 'n leraar op 'n rooibank wil kom sit en jy wil net jou verhaal vertel, of jy wil net iemand moet vir jou kom bid, kom sit. Dominee Janie is beskikbaar op afspraak. Ursula de Wet, een van ons lidmate wat besig is om verder sy diensleraar bekwaam te word. Sy is beskikbaar as jy dalk met 'n vrou wil praat en nie met ons manne wil praat nie. Besondere aanslag wat jy dalk nodig het in jou lewe. So daar's geleenthede, kom meld aan, maak 'n afspraak, kom sit op ons rooibanke en kom ontdek saam met ons die reis vir die Here wat ons wil reis. So ons wil hierdie reis begin ook veral volgende Sondag, die 23ste, begin ons met 'n 7 weke reis waar ons verskriklik opgewonde is, waar ons veral oor temas gaan kyk om raak gesien te word, om raak te sien wat hier binne aangaan, raak te sien ook hoe die Here na my lewe kyk, en ons gaan saam met families en gesinne dit doen. Ons
ons begin eintlik al vanaand, wanneer ons jong familie saam kom kuier, saam met 'n lekker pizza eet, en 'n koeldrankie, en as jy vanaand lus is, kom vanaand, maar elke Sondag van die 23ste af gaan ons sit, en ons gaan in die erediens, gaan ons die tema hanteer, en dan na die erediens nooi ons hulle uit om by Cup of Life te kom sit, en saam te kuier, saam 'n klomp groepie te maak, en daar lekker saam te gesit, en sommer net te praat oor wat het die Here vanmôre vir ons gesê, wat het ons ontdek, nuwe vriende te ontdek, nuwe familie te ontdek, wonderlike geleentheid, en dan huis toe te gaan, en jou persoonlike stilte tyd, gaan ons vir jou materiaal gee, wat jy self kan lees en neerwerk. Daar is ook 'n familiebyeenkoms waar ons met die kinders kan gesels, as die kinders nou Sondag besig is, en ons is besig, dan is daar 'n spesiale tyd, wat ons dan nou inklee in die week vir 'n familiebyeenkoms, en dan weer volgende Sondag om weer saam te kom, en weer verder met mekaar op reis te gaan. So, wonderlike geleenthede vir groei. Natuurlik het ons ook ons gebedsweek van die 9de Februarie af, Sondag aand, Maandag, Dinsdag en Woensdag. Ons kom saam van 18:30 af, ons eet ietsie lig saam, en dan bid ons saam, kuier ons saam, praat ons saam, in ons rooibank gesprek. En dan die donderdag van daai week, het ons kerkraadsretreat, waar die kerkraad gaan stil word, en dink oor waarheen roep die Here ons, wat wil die Here hier binne in ons restoreer, wat wil hy hier binne in ons verander, sodat ons dan buite toe kan leef. Ons praat die personeel in die Vrydag 'n geleentheid om saam te kom, en dan die 14de, die 15de en die 16de. Ons begin met 'n Valentynspiknik op die kamp, en ons gaan sommer net oor liefde praat, en liefde vier, en dan kuier ons saam, almal saam as families, bring die kinders saam, die kinders is welkom, daar's 'n lekker rivier, daar's baie speelplek, daar's hardloopplek, dis 'n wonderlike kampterrein, en geleentheid vir ons almal om saam te kom, nuwe vriende te ontmoet, met nuwe vriende op reis te gaan. En jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees, in daai wonderlike natuuromgewing wat omraam is deur die berge nie, waar die pelgrim eintlik uitroep, ek kyk op na die berge, daar's nie 'n beter plek om op te kyk na die berge en uit te roep, waarvan sal my hulp vandaan kom nie, my hulp is van die Here af nie. Kom na daai naweek toe, dis 'n wonderlike pelgrimsnaweek, en ons gaan saam die Here soek en ontdek en ontmoet. En moenie vergeet hê, ons hele kermisweek wat ons het, die week vooraf van die 1ste en die 2de Maart, ons gaan die Dinsdag gaan daar kinderspele wees vir die kleintjies, die Woensdag aand gaan ons 'n lof en aanbiddingsgeleentheid hê, die Donderdag is daar 'n melktert kompetisie saam met 'n camino en 'n reis, en dit gaan veral oor skole en kinders hierdie jaar, en wat Kelsevier se hart klop oor kinders en jong mense. En ons gaan mense kry om te kom praat, en ons gaan heerlike melktert kompetisie, en ons gaan Erista Laerskool toe, ons gaan in Sarepta saamkom, en ons gaan by Jan Kriele draai maak, en ons gaan regtig kyk hoe die Here deur die skole jong mense aangeraak het oor tyd, en dan die naweek, die senior burgers nooi ons vir die Vrydagoggend, en die Vrydag aand heerlike kuiergeleenthede hier by die kerk, en die kinders speletjies, en die Saterdag natuurlik sit ons die speletjies voort, en al die lekker kos, en al die wonderlike ervarings van kermis, en die Sondag sluit ons af met 'n fantastiese koorfees, so alles om na uit te sien, in hierdie eerste kwartaal van ons, en ons nooi julle uit om betrokke te raak, kom sit op die rooibank, kom ontmoet die Here, en mag ons reis as pelgrims in hierdie wêreld, saam met die Here, van binne af na buite toe, 'n wonderlike geseënde ervaring vir ons almal wees. Mag die Here julle seën, en ons sien uit om julle Sondag te ontvang in ons erediens. Alles wat mooi is.